Welkom terug hier by die Op die Kantlyn podcast. Ek ken Ronaldo Botma gesels elke week oor dinge in rugby, maar hierdie week het ons gedog, laat ons 'n bietjie gesels oor wat ons twee saam doen. Ek is Raakvat Rugby en Megaphone Rugby in Engels. Ronaldo is Octafield in al sy verskillende formate, Octafield TV, octafield.com. En ek en hy het mekaar ontmoet daar by Loftus in die perskonferensies en begin gesels. So Ronaldo, vertel my 'n bietjie, wat het ons daar besluit? Waarheen werk ons? Ja, môre en weer. Lekker om weer met jou te gesels vandag. Ja, dis baie snaaks hoe ons baie gekruis het. Dit was die eerste week wat ek terug is van die United Kingdom af. En ons het obviously nou daar ontmoet. En ja, net begin gesels rondom wat ons wil doen en wat my visie en idees rondom Octafield is en hoekom ek teruggekom in Suid-Afrika toe en wat ons wil regkry in Suid-Afrika, en dis om rugby te groei en om meer kinders geleenthede te gee en ook net bietjie meer positiewe uitkyk te hê oor rugby en wat ons mee besig is in Suid-Afrikaanse rugby. Ek dink daar was vir 'n baie lang tyd so negativiteit in ons media geskep rondom artikels en die manier hoe ons van rugby praat en die unies en alles is net heeltyd negatief en ons wil net daai hele dinamika bietjie verander en net vir die unies bietjie meer geleenthede gee. Ek dink baie van die kleiner unies kry nie noodwendig die publisiteit wat hulle kry nie, en dit affekteer natuurlik hulle hulle standpunt om geld in te samel, om borgskappe te kry. So ons is daar om 'n nuwe media platform te skep waar die unies direk met ons kan werk om hulle te help om vir hulle meer kom ons sê ryk daar buite te gee op sosiale media as ook op ons webtuiste. So ja, dis maar so vinnig en kort. Ons kan natuurlik bietjie meer in diepte ingaan rondom wat ek en jy wil saamwerk op en wat ons visie is vir die samewerking tussen Octafield en dan natuurlik Raakvat Rugby en Megaphone Rugby. Ja, die groot ding wat jy daar genoem het is ons is positief. Ons wil iets help bou. Ons is nie hier om mense uit te vang nie. Ons is nie hier om nuus te breek en sensasie te soek nie. Ons hou daarvan om verhoudings te bou met die unies. Ons het nou reeds met 'n paar van hulle baie nou verhoudings begin bou, onder andere die Bulle, die Leeu's, die Pumas, die Boland in 'n mate. En soveel so dat ek en jy kan 'n podcast gaan opneem op Loftus en ons gaan binnekort opneem op Ellis Park en daai tipe dinge, want ons probeer om dinge te bevorder. En dis wat ons albei in gemeen het hierso. Ons wil iets positiefs uitbring. So wat ons doen, Raakvat Rugby en Megaphone Rugby, ons is nou maar net 'n YouTube gefokuste kanaal. So ons doen video's, ek doen baie video's saam met jou ook. Ek doen baie onderhoude met mense wat jy my ook mee help om die onderhoude gereeld te kry. En natuurlik waar ons mekaar nou aanvul op octafield.com wat jou webtuiste is, plaas jy artikels en nuus. Byvoorbeeld jy vat hierdie video's van ons hierdie nou jou coach reeks ek nou begin het. Ons met al die Karibeker afrigters gepraat en ons het met Swys de Bruin en ander gepraat, die Springbok afrigter van die vroue. En dan plaas jy artikel daaroor. Ek weet baie keer in die aand as ek in die bed lê, mag ek nie die video kyk nie want my vrou sal my net daar los. Dan lees ek maar eerder 'n artikel. Jy weet, dis lekker en dis daar waar ons mekaar begin aanvul. Mense kan op Octafield.com se webtuiste gaan en al hierdie nuus. Maar vertel my, wat's nog op daai webtuiste van jou? Wat kan hulle daar kry? Ja, en weer soos jy sê, ons probeer al die nuus wat nou basies gebreek word of enige perskonferensies wat ons natuurlik bywoon en al daai goed wat ons op ons webtuiste probeer plaas, en natuurlik al die onderhoude wat ons nou maar doen met die unies en met spelers en net bietjie meer kom ons sê vir ouens bietjie meer exposure gee, as ek die Engelse woord blootstelling vir die spelers en natuurlik die afrigters ook. So al die goeders op ons webtuiste en mense kan natuurlik daar gaan rondspeel en gaan kyk wat ons alles daarop is. Ons het 'n paar interessante goeders. Ons het natuurlik ook al die naweek se wedstryde wat gespeel word en dan na die games sal ons ook die tellings ook weer oplaai daarso. So ja, dis maar net 'n bietjie van 'n ander tipe oor en 'n oog wat ons probeer vir die mense daar buite gee. Ek dink vir 'n baie lang tyd, as ek die Engelse term kan gebruik, was daar half 'n monopolie in die media in Suid-Afrika waar jy News24 en al hierdie ander rugby publikasies wat natuurlik vir so lank al in Suid-Afrika is en ek dink 'n ou begin gewoond raak aan wat hulle sê en hoe hulle goed sê en dieselfde mense skryf artikels, maar met ons goed, ek het self rugby gespeel vir meer as 10 jaar professioneel. So ek dink is so 'n bietjie van 'n ander voice wat mense kan bietjie meer in diepte in sekere aspekte van rugby bietjie in delf en natuurlik jou agtergrond en die manier hoe jy praat, dink ek tussen ons twee gee ons vir mense 'n hele ander perspektief
rondom wat ons glo gaan in rugby aan, veral van my kant af. As ou nou kyk wat met Jake White gebeur het en natuurlik al die goed agter die skerms, het ek 'n hele ander perspektief as wat 'n normale joernalis natuurlik sal hê wat nie noodwendig in 'n kleedkamer was of in al die goed wat gebeur het half deurgegaan het. So ek dink dit gee vir mense net so 'n bietjie 'n ander perspektief rondom wat gaan aan in Suid-Afrikaanse rugby, omdat ek self daai pad gestap het en ek weet wat is die al die kwelpunte en die moeilikheid wat 'n ou deurgaan as 'n speler, maar ook ons weet wat se laste dra afrigters, CEOs, presidente en as mense begin verloor, hoe dit spelers affekteer. So dis hoekom ons probeer om daai narratief te probeer verander, laat mense bietjie net 'n ander perspektief kry van wat rugby spelers regtig deurgaan en natuurlik ook die lewe na rugby en wat se teespoed obviously natuurlik ook deurgaan. So ja, ons probeer 'n hele ander perspektief vir mense skep rondom wat regtig in die rugby wêreld aangaan. Ja, dis presies dit. Ons hou van agter die skerms nuus byvoorbeeld, ook nou met Davies voor u gepraat en daar het ons gesels oor wat gebeur het toe Cornal oorlede is, Cornal Hendricks oorlede is, hoe het hulle geaffekteer het, die dag daarna moes hulle dit in die Pumas gaan speel in die semifinaal van die SA Cup. En daai tipe goeders wat jy nie op 'n ander plek in 'n artikel kan kry en daai tipe ding. Ek seker daar's ander mense wat dit ook doen, maar dis maar ons benadering. Ons hou daarvan om mense agter die skerms in te bring. Dis hoekom hierdie verhoudings met die unies so belangrik is. Jy weet dat ons kan daai tipe verhoudings opbou, dat mense kan weet wat ons sê is wat gebeur. Ons is nie hier om kindernuus te versprei nie. Ons is hier om net nuus te versprei. Maar terwyl ons praat van nuus, waar ek en jy mekaar ontmoet daar in die auditorium in Loftus Versveld, hierdie Woensdag wat nou verby is natuurlik, daar sit ek en jy ons sit in spanning en wag, hier kom Johan Ackerman ingestap. Nou ek is nie 'n klein ouetjie nie, jy is nie 'n klein ouetjie nie, maar Johan Ackerman is 'n groot ou. Kyk, ek moet jou sê, my vriend Hugh Griffin daar in Engeland het gesê, "Yes, maar die man het 'n paar guns in hom, jy weet, paar groot arms." Dis nou net so 'n terloopse opmerking. Wat het jy gedink van daai perskonferensie? Wat is jou indrukke van Johan Ackerman, die nuwe Bulls afrigter, groot verantwoordelikheid wat hy daar op sy skouers neem? Ja, en ek was gelukkig bevoorreg om onder Johan te speel by die Lions 2010 en 11 toe ek daar by die Lions was, net my professionele loopbaan begin het saam met John Mitchell. So ja, ek het baie respek vir Johan. Ek dink hy het ongelooflik baie bereik in Suid-Afrikaanse rugby by die Lions. Maar ja, natuurlik ook oorsee Gloucester toe gewees en daarna Japan toe. So ek dink hy het baie ervaring opgetel. Soos hy self in die perskonferensie gesê het, met verskillende kulture gewerk, verskillende spelers wat op verskillende vlakke was, internasionale spelers wat jonk was, en natuurlik nou sy laaste afrigtingspos wat hy nou by die onder 20's was, wat natuurlik die wêreldbeker gewen het vir hulle ouderdomsgroep. En ja, ek dink op die oomblik is ek in sekere mate baie optimisties en positief dat ek dink hy gaan 'n verskil maak, maar ek dink ook daar is 'n mate van bietjie van 'n strespunt vir hom. Ek dink soos jy gehoor het in die perskonferensie wat ek vir hom gevra het hoe hy hierdie ding gaan hanteer waar hy nou in 'n rol instap en nie noodwendig spelers gekry het wat hy wou gehad het wat vir hom speel nie. En ek meen ongelukkig is dit 'n redelike klomp groot spelers wat Jake White nader getrek het en ingebring het en ek glo die koste daarvan is baie. So jy gaan nie sommer net van daai spelers kan ontslaa raak nie. So Johan sit met 'n baie groot projek wat hy, kom ons sê met 'n projek wat hy moet help en hy het gesê hy wil natuurlik baie meer van die klubspelers inbring, jonger ouetjies geleenthede gee wat hulle hand opsteek, wat ek dink op 'n mate 'n baie goeie uitkyk is op wat die Bulle wil doen, veral as jy nou lang term moet kyk vir daai groei van die Bulle en om jong spelers in te bring en nie noodwendig spelers terug te bring van oorsee wat natuurlik 'n groot prys op dit het. So ja, ek dink dit gaan 'n moeilike werk wees vir hom om in hierdie volgende paar maande alles onder die knie te kry. Hy het natuurlik nog nie 'n URC afgerig nie en ook natuurlik in die vrae wat ons gevra het is al hierdie reisreëlings wat gedoen moet word en die vlugte wat gedoen moet word. So dis iets wat hy gaan moet baie op fokus en natuurlik op ouens soos Andre Volsteed en natuurlik weet ons nou nie wat gaan gebeur met sy hulpafrigters nie, maar hy gaan moet op daai ouens vertrou om daai besluite vir hom te kan of om help om daai besluite te maak. So ja, ek dink hy het
baie groot taak op hom om hierdie verenigde of die URC te kan weer in 'n finaal te kan speel. Ek dink dit is een van die goed wat hy natuurlik gesê het, is hy gaan sy sukses aan dit kom ons sê meet. So ja, ek dink dit gaan 'n baie groot rol wees wat hy gaan speel om die ouens wat nou tans nog daar is die beste uit hulle uit te kry. Ons weet hy kan dit doen. Hy het dit by die Lions 'n paar seisoene gedoen om hulle in finale te kry. So ja, dit is maar my opinie. Ek dink dit gaan 'n rowwe werk wees wat hy het om te doen. Ja, kyk, is die span wat ek dink hulle het waarskynlik van die grootste talent in die land daar, behalwe nou miskien die Sharks wat al daai Springbokke het, maar die ouens wat ingekom het, ouens is Andre Pollard, hy's 'n Springbok loskakel, Jan Serfontein was 'n Springbok, Nicolaas Jansen van Rensburg 'n Springbok. Jy weet, dis nie as in Marvin Orie selfs in wat vir die Karibeker speel, hy's 'n Springbok. Ek glo nie dit gaan 'n probleem wees met dat hy nie van daai spelers wil hê nie, maar ek dink hoekom dit hier pertinent is, jy het byvoorbeeld geteken by Harlequins en net na jy by Harlequins in Engeland toe aangekom het, toe verander die afrigter. En dit het die hele dinamika verander. Nou, vertel my 'n bietjie van daai deel, hoekom dit 'n probleem kan wees. Ja, ek dink maar net 'n afrigter het sekere goed wat hy in 'n speler soek. Jake White het natuurlik gevoel daai posisies is punte wat hy kort om sy span aan te vul en Johan Ackerman se manier van afrig en Jake se manier van afrig is nie noodwendig dieselfde nie. So 'n afrigter het 'n manier hoe hy wil speel en sekere spelers kry hy om basies daai rol te vervul wat hy in sy kop het van hoe hy sy spelpatroon wil doen. En ek dink dit is wat, soos ek sê, ek was ongelukkig deur daai negatiewe ding gewees in my loopbaan waar ek by Harlequins geteken het. Ek het 3 jaar geteken en binne die eerste paar maande toe is die afrigter ook basies vrygelaat van sy kontrak en ja, Paul Gastard het ingekom, voormalige Engeland afrigter ook en ja, ek was net nie daai speler wat hy wou gehad het nie. Die manier hoe ek speel is nie noodwendig wat hy gesien het as wat hy wou gehad het nie. En dit was vir my baie moeilik geweest, verstaan ek. Was in die beste kondisie wat ek seker in 'n baie lang tyd was en ek het gevoel dat ek die beste was in daai posisie, maar ongelukkig nie baie speeltyd gekry nie. My arm 3 keer gebreek. So dinge was moeilik geweest vir my in daai aspek en dis wat ek sê, dit is waar natuurlik hulle is bokke, maar dit is nie noodwendig soos Johan in die perskonferensie of die perskonferensie gesê het. Hy worry nie of 'n ou 110 toetse gespeel het en of hy 20 jaar oud is nie. As hy doen wat die afrigters wil hê hulle moet doen, gaan hulle speel. En dis wat ek sê, dis waar dinge miskien bietjie moeilik raak want 'n ou het half in jou kop as jy kom ons sê Andre Pollard is of 'n Jan Serfontein, nie dat 'n ou dink jy moet elke keer begin nie, maar 'n ou het daai vlak van experience as ek dit 'n Engelse term kan gebruik en jy voel jy moet begin en ek dink nie Johan gaan in daai bussie val waar hy ouens net gaan speel omdat hulle bokke is en ek dink dit gaan begin moeilik raak vir spelers as hulle nie gekies word nie, as daar jong spelers deurkom en ja, soos jy sê kyk wat het hy by die Lions ook gedoen, daai tyd baie jong ouens geleenthede gegee en hulle was baie suksesvol. So ek weet nie en ek dink dit gaan 'n interessante tyd wees vir die Bulle, baie van die spelers wat dalk bietjie meer in 'n gemaksone was met Jake White daarso, wat gereeld gespeel het en basies elke wedstryd begin het. Ek dink nie Johan gaan daai selfde mentaliteit hê nie. So dit kan vir die Bulle goed wees, maar ek dink ook soos ek sê, kom ons sê die Engelse term, die player exodus wat hulle nou gedoen het met Jake. Weet nie of dit dalk ook in die toekoms kan gebeur as ouens nie gelukkig is nie. So ja, dit is 'n bietjie van 'n moeilike vraag om te antwoord, maar dit is maar net my persoonlike opinie rondom dit. Ja, kyk, dis die groot vraag. Ek het gister met Jimmy Stonehouse gepraat en kyk, hy maak geen geheim daarvan ja, die spelers mag nie in beheer wees van sulke tipe dinge nie. Dit is alles as hulle te veel mag begin kry, dan raak dit afrigters lewe amper onmoontlik. So ek glo, ons weet nie presies wat Johan gaan doen nie. Ons wag net om te kyk. Hy moet hom eers sy voete vind. Sê het nou die eerste keer in die gimnasium ingestap byvoorbeeld, want hy was nog nooit 'n bul gewees nie toe die gimnasium daar was. Hy moet nog baie dinge leer ken. Maar terwyl ons nou daarvan praat, natuurlik dis nou die Karibeker wat hierdie naweek begin. PW Nomlomo is by die Bulle aangestel. Hy is die tweede seisoen in beheer daar. En ek het vir Johan gevra, hoe betrokke gaan hy wees en hy was so half, so maar sien. Dink jy hy gaan die Karibeker so van 'n gunstige geleentheid gebruik om sy afrigters voete te vind daar op beloftes of gaan hy maar vir PW toelaat om sy ding te doen? Want jy weet, as jy net te veel inmeng, dan skep jy dalk weer eens 'n verkeerde atmosfeer. As jy te min inmeng, dan leer jy dalk nie vinnig genoeg, dink jy nie? Dis bietjie van 'n timmerletjie vir hom daai, dink jy nie? Ja, ek weet net om op jou punt aan te sluit wat jy nou gesê het van die afrigters. Ek dink dit is ook of die spelers wat natuurlik gesê het. Ek dink die groot ding as jy na Jake se goed kyk en wat ons nou maar natuurlik gehoor het, dink ek
en ek het self met Jimmy gepraat gister, ek dink die hulpafrigters het ook eintlik 'n baie groot rol rondom die sukses van 'n hoofafrigter of 'n director of rugby. So ja, mens moet maar, ek dink dat daai hele ding het maar so 'n bietjie van 'n slegte suurappel geraak wat nou nie mooi uitgewerk het op die ou en die. So ja, op daai punt, ek dink as jy kyk na die Currie-beker en al die afrigters wat jy natuurlik op nou jou coach mee gepraat het en selfs na die nuusberigte wat uitgekom het in die perskonferensies, dink ek in my opinie moet die Currie-beker op sy eie gespeel word. Ek dink nie die URC coaches moet betrokke raak. Ek dink ook nie die spelers moet daai laaste paar wedstryde speel as 'n opwarmings vir die URC nie, want dit ontneem die jonger spelers wat die hele seisoen hard gewerk het. Dit is vir hulle geleentheid om naam te maak vir hulle self. So ek sal hoop dat Johan basies, ek dink hy gaan betrokke wees op sekere mate, maar ek dink nie hy sal noodwendig die leiersels oorvat nie, want ek dink dit is goed om ook vir daai afrigters wat nou in die Currie-beker afterig, vir hulle daai verantwoordelikheid te gee om te kan sien wat hulle kan doen, want dit is ook dieselfde wat ons met ons spelers doen, om nie heeltyd spelers van oorsee terug te bring nie, maar die jonger generasie van afrigters ook op te lei en vir hulle daai blootstelling te gee op kom ons sê nasionale vlak met die Currie-beker. So ek hoop dat PW en die ander afrigters wat tans by die Currie-bekers is, daar sal bly en natuurlik die jong spelers 'n kans sal gee om dan in die Currie-beker te speel, en dit gee vir hulle ook baie kom ons sê experience om basies as daar 'n URC besering of wat ook al is, weer daai spelers op te bring. So ja, ek dink daar's 'n groot geleentheid hierdie jaar MD, en ek dink hierdie jaar se Currie-beker gaan een van die bestes wees wat ons in die laaste 5 tot 10 jaar gesien het, in my opinie. Ek kry daai selfe gevoel. En ek het vertel hierdie nou jou coach reeks wat ek nou gedoen het, was vir my so interessant. Ons het hoë kaliber afrigters by al die spanne, en ek het hulle elkeen van hulle leer ken met hierdie onderhoude. Ek kan nou nie sê ek is persoonlike vriende met hulle nie, maar ek verstaan hulle 'n bietjie beter. Zwaki Nkosi by die Lions, hy het die SA skolespan afgerig. Hy was 5 jaar betrokke gewees by hulle. Hy ken elke jong speler so op sy naam. Hy het as Piet byvoorbeeld geïdentifiseer. Piwe Nomlomo was ook gewees by die SA skole A-span. Hy het saam met Zwaki afgerig. Hy was by die Sharks gewees. Nou is hy by die Bulle. Hawies Fourie, wat kan ek sê van Hawies? Almal ken vir Hawies, 13 jaar by die Cheetahs afgerig. Nou by die Boland, man vol planne. Labib Levy, ek het nie regtig die naam geken nie, maar die ou CV so langs by arm. Level 3 afrigter in Nieu-Seeland gaan help hom afdruk. Hy kom al baie lank pad saam met John Dobson. Hy weet waarvan hy praat. Wie is die ander manne? Jimmy Stonehouse, wat kan ek meer sê oor Jimmy Stonehouse? Frans Steyn, 'n man wat 'n ding op sy naam noem, dit was my baie interessant. En natuurlik Pieter Berg by die Griek was. Nog 'n ou wat my beïndruk het, ou met 'n lang rugby geskiedenis, ou wat rugby verstaan met 'n plan. Dit laat my altyd voel dit alle onderuit klaar, die ene wat vir my uitgestaan het, is rugby is in goeie hande. Nou, dit is nie sommer net 'n klomp pelukas of 'n afskeep kompetisie nie. Hierdie is 'n proper kompetisie, proper afrigters, en hulle gaan fokus hierdie jaar om met 'n lekker kompetisie te maak. Wat vir my baie goed is, hulle gaan jong spelers deurbring. Dit is wat my ook opgewonde maak. Ja, en ek dink daai reeks wat jy gedoen het, dink ek dit is so nodig, en dit is hoekom ons natuurlik saamwerk en hoekom Octafield begin het, en ek dink as ons nie daai onderhoude doen en vir daai coaches die blootstelling gee wat hulle regtelik verdien nie, gaan niemand dit doen nie. Verstaan, niemand sou noodwendig geweet het wie se Bulle se afrigter of die WP se afrigter of 'n bietjie meer in detail gegaan het wie Pieter Berg is en wat is Frans Steyn se uitkyk op die Currie-beker, wat is Jimmy Stonehouse se uitkyk, wat is al die ander afrigters se uitkyk, en ook natuurlik soos jy sê, dit is afrigters wat 'n lang CV het, wat al lang paaie gestap het in SA Rugby, en soos jy sê, as ons nie vir daai afrigters hierdie platform kan skep waar hulle stories kan vertel, en natuurlik dink ek die groot verantwoordelikheid is natuurlik met die URC coaches om vir daai coaches daai vryheid te kan gee om hierdie Currie-beker te kan gebruik om te kan wys wat hulle kan doen, want daai afrigters kan natuurlik deur die URC aanvul in 'n hulpafrigterspos wat hulle ook dan beter afrigters maak vir die toekoms, en ek dink hoe meer ons daai goeders kan doen, gaan dit ons rugby in beter posisies plaas, en ek dink hierdie is natuurlik nou net 'n paar afrigters vir die top 8 spanne wat nou die Currie-beker speel, maar ek meen as jy gaan kyk na die Valke met JP Immelman wat daar is en die planne wat hy ook het, ek meen hulle was ook ongelukkig om nie te kwalifiseer vir die Currie-beker, dit was baie naby vir hulle gewees dat hulle sou gekwalifiseer het. Dink ek ons het regtig baie goeie afrigters reg oor Suid-Afrika, en ek het gister met Jimmy gepraat en hy het die vraag gevra, hoekom het ons nie 14 unies wat suksesvol is nie?
Ek meen hulle die naweek of in die week het ek kan nie wie dit gesê het, een van SA Rugby se presidente of iemand het gesê ons sit met 800,000 spelers in Suid-Afrika. 800,000. En ons kan nie 14 unies vol spelers maak met die talent wat ons het. En natuurlik die afrigters, ons het soveel fenominale afrigters met great CV's en ons moet daai ding van SA Rugby moet obviously gedryf word. En ja, ek dink soos jy sê, ek dink SA Rugby of ons rugby as 'n geheel, sal nie noodwendig sê SA Rugby nie, maar ons rugby kultuur en alles is op so goeie plek. Ek dink maar net dit moet reg bestuur word en ek meen waar kan dit eindig vir ons? Ons kan 'n absolute Engelse term powerhouse wees van rugby in die wêreld. Ons is klaar natuurlik wêreldkampioene, maar ek dink ons kan net soveel meer bereik as ons net al daai goed bymekaar kan sit. Ja, dan kan ons die JC wen, ons kan op die kampioenebeker wen, ons kan die uitdagbeker wen, jy weet al daai dinge. Ons kan absoluut domineer, dis absoluut reg. Die groot ding is maar op die einde van die dag geld, né? Dis die groot ding. 14 unies te finansier. Dis 'n groot klomp geld daai. Ek is een ding wat Jamie ook gister gesê het wat waar is. Die salarisse is besig om hand uit te ruk. Ek dink dis die probleem. Om al daai spelers te kan betaal wat hulle dink hulle moet betaal word, dan raak dit 'n redelike duur oefening. Maar nee, kom ons praat gou oor die naweek se wedstryde. Natuurlik is interessant wat almal sê, dieselfde spanne speel teen dieselfde spanne. Die Cheetahs speel weer eens teen die Boland en die Pumas speel vanmiddag weer eens teen die Griquas. Tipe van ding. Iemand by SA Rugby kry lekker om hierdie manne heeltyd teen mekaar te laat speel. Kom ons begin gou by die Pumas teen die Griquas in Momobela. Wat dink jy? Wat verwag jy van daai wedstryd? Ja, en ek dink ek is baie opgewonde vir daai wedstryd. Dit is natuurlik die SA Cup se finaliste. Ek dink hulle het 'n appeltjie met mekaar te skil rondom al die goed wat gebeur het met daai sonder die TMO gewees en 'n paar calls wat nie volgens hulle reg gegaan het nie. So ek dink dit gaan 'n baie harde wedstryd wees. Ek dink die Griquas se back three is ongelooflik gevaarlik. Hulle het dit gewys in die SA Cup baie kere. Maar ja, ek het baie lank vir die Pumas gespeel. Ek weet dit is moeilik vir spanne om daar te kom speel, so ek dink die Pumas gaan vanaand se wedstryd teen die Griquas vat, maar ek dink dit gaan 'n baie naby telling wees. Ja, die Griquas, as ek verstaan, is bietjie van 'n herboufase. Hulle het 'n paar groot dame verloor, Dylan Schoublom en daai tipe manne, en Pieter het gesê dat hy gaan nie spelers teken wat vir kom aftree by die Griquas nie. Dis een van die dinge wat hy geleer het, dat hy nie weer gaan doen nie. So, ek sê met jou saam, ek dink die Pumas gaan waarskynlik te sterk wees, veral om die feit dat hulle moet reis, en dis natuurlik die probleem van die enkel ronde, né? Jy speel net een keer teen elke span. Partykeer speel jy by die huis, anders speel jy by 'n ander plek, maar jy kry nie kans om weer teen hom te speel nie. Jy het net een kans. So dit is nogal 'n uitdaging. Natuurlik, môre is 'n herhaling van die eindstryd van verlede jaar, die Sharks teen die Lions. Daar op Ellis Park weer eens, gaan daarom nie so koud wees as laas jaar met die eindstryd nie. Maar jy het vir albei spanne gespeel, die Sharks en die Lions, so vir wie skree jy nou eintlik? Ja, dit is 'n moeilike en ek dink ek is maar my hart 'n Bull supporter op my hele lewe lank gewees. Maar ja, goeie herinneringe van albei spanne. Ek dink die Lions gaan daai wedstryd vat. Ek dink die Sharks het natuurlik 'n baie jong span, goeie spelers, wat ek dink sal die masker opkom, maar ek dink die Lions is net, hulle het basies kom ons sê 'n URC span wat hulle mee kan speel. Daar is 'n paar ouens wat ek weet is nie in die Currie-beker groep nie, maar ek dink met die spelers wat hulle tans daar het, is daar baie ervaring, so ek dink die Lions gaan hierheen vat. Baie van daai Sharks spelers het ek dink baie lank terug rugby gespeel, om eerlik te wees. Ek dink nie baie van daai ouens het in die URC gespeel nie. Natuurlik weet ons die onder 19s onder 20s 21 speel nie noodwendig baie rugby nie. En ek dink ook nie daai klubstrukture in Durban is op die oomblik naaste by waar dit was toe ek nog daar was nie. So ja, ek dink die Lions gaan hierheen vat die naweek. Ek het dan net die span gesien, Angelo Davids maak sy debuut hier vir die Lions. Hy kom natuurlik van die WP af. En Lebabalo de Bella wat van die Griquas afkom op nommer 10. Interessante keuse. Nico Steyn. Interessant wat Mziwaki vir my gesê het, hy het maar 11 Currie-beker wedstryde en 4 JRC wedstryde gespeel, hè, Nico Steyn. Maar tog is dit 'n naam wat voel of hy nog altyd daar is. Een van daai ouens wat jy weet, hy gaan plekke gaan in sy lewe. So dit lyk nou 'n sterk span. Morgan Odie, Jacques Visagie is die kaptein, RF Skuman. Nee wat, ek dink jy's reg. Dan weer 'n steekkamp daar wat van die bulle afgekom het. Hy is op nommer 8. Sterk span. Kate Voliter op die bank. Goed. Nou natuurlik die een wat ons nou almal oor wonder, wat ons nou gesê het, WP teen die bulle daar in die Kaap. Laas jaar was dit 'n modderbad geweest, maar my vriend Arie Hougaard sê vir my lyk my die weer gaan bietjie beter wees hierdie naweek. Piep het 'n
sterk span aangekondig, maar 'n klomp van hulle jong spelers val op die bank, maar ook 'n paar groot name. Marvin Orie is daar, ensovoorts, jy weet, Boeta Chamberlain maak sy terugkeer. Wat dink jy van daai ene? Ja, ek dink die Bulle gaan hierdie een ook vat. Ek dink net die ouens wat hulle teruggebring het, ek dink baie van die ouens is ongelooflik honger vir rugby. Boeta Chamberlain, Nama Zaba, Marvin. So ja, ek dink hulle gaan die mas opkom die naweek. Ek dink hulle het 'n sterker span. Die WP sit maar met dieselfde en weer ook 'n klomp klubspelers ingebring. Ek weet nie of jy op ons sosiale media gesien het. Klubspelers, né? Ja. Ja, so 'n klomp klubspelers ingebring. So ja, ek weet nie of hulle noodwendig daai samesyn en Hulle het die firepower nie. Ek gaan 'n Engelse woord gebruik, mense kan nou maar kruisig. Maar hulle het dit nie. Hulle is nog jonk, man. Jy weet, ouens wat onervare is. Kies ek val nie in die rede. nee, is fyn. Ja, so ek dink Bulle gaan hom vat. Ja, dis my opinie. Nou, ek sê jou, Namakaba, ek's baie bly hy kan. Hy's sommer kaptein ook. Ek en jy het baie oor hom gepraat. Ek en jy het was net ek en jy en een ander ou wat met Naba gepraat het op 'n perskonferensie wat niemand anders opgedaag nie. Nou onthou jy. En dit het ons nie beïndruk nie, né? Wat 'n skerp ou. Jesus, ek sê daai ou dink ek gaan 'n lang pad loop en ek gaan bly gaan 'n bietjie kans kry. Jander Rudolph op nommer 8 natuurlik wat van die Cheetahs afkom het. Junior Pokomela wat van die Stormers afkom het. Namakaba natuurlik ook. Marvin Orie. Springbok, wêreldbeker gespeel nog 2023, nou terug van Frankryk af. Hy's daar. Zak Burger speel Karibeker. Dis vir my baie interessant te kyk. Miskien is dit omdat Paul de Wet gekom het. Hy gaan die URC en Zak is dalk na die een vlakkie afgeskuif, wat dink jy? En dan Stravino op vleuel. Dis interessant om hulle speel deeltjie vir Stravino op vleuel. Heilige senter, né? Stravino Jacobs. Ek dink hy gaan baie goed doen, net 'n kans gee. Ja, ek dink hulle wil ook maar 'n bietjie 'n paar kombinasies toets met 'n paar ouens. Ek dink Zak Burger kort ook bietjie speeltyd en hy het goed gespeel in die URC, maar ook nie baie speeltyd gekry nie. So ek dink dis ook vir hom 'n goeie geleentheid om te wys wat hy kan doen. Natuurlik Stetman Gans is ook daar in die span wat ook baie talentvol is. So ek dink 'n paar van die spelers wat mens nie sou verwag het gaan Karibeker speel nie, dink ek is 'n goeie geleentheid vir hulle om ook net te kan wys wat hulle kan doen. En ek dink dit sit hulle in 'n baie goeie posisie as ons kyk na wat Johan gesê het in die perskonferensie. So ja, ek dink vir van die spelers is dit dalk nie noodwendig die beste om nie nou in daai groep te wees om speelkans te kry nie. Dit is 'n groot geleentheid vir al die ouens wat nou in die Karibeker speel om hulle hand op te steek vir enige van die groot 4 unies vir die URC wat natuurlik in September afskop. So ja, ek dink dit gaan 'n interessante naweek wees. Die groot verrassing vir my was dat Liso Kuboka terug is by die Bulle. Ek het hom eendag daar by Loftus gesien, en ek het vir jou en vir Arie vertel. Maar dis maak het hom nog gaan verwelkom by sy kar. Ek het so gekyk. Jy weet, ek sien baie goed daar op Loftus. Jy weet, ons daar rondloop, sien baie dinge. En hier is hy wraggies terug, nou. Hy het laasere hele seisoen hier gespeel en hy was beseer. Nou is hy terug by die Bulle en die Stormers het nogal 'n stitprobleem. Ek het met Arie ook daaroor gepraat. Maar ek bly hy's terug. Hy's nou al 'n bietjie ouer, maar ouer stit is mos 'n beter stit, is dit nie? Ja, nee, ek het dan 'n paar wedstryde saam met Eliso gespeel, so ek ken hom redelik goed. Ja, ek dink is goed, MW, ek dink is kort maar bietjie daai balans tussen senior spelers en natuurlik die juniors wat opkom en ek dink as jy kyk na daai Bulle span is daar 'n baie groot verskil tussen die juniors en natuurlik die seniors. Daar's nie regtig noodwendig 'n baie groot middelweg en ek dink dit is wat hulle dalk wil aanvul is om net 'n paar senior spelers in te bring, net om daai jonger ouens bietjie meer kom ons sê op te voed en bietjie meer mature te maak in hulle rugby loopbaan. So ek dink is 'n goeie kombinasie. Ek bly vir Liso, ek weet hy het ook maar bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan met beserings, so ek weet nie noodwendig wat gebeur het met die kontrak en hoekom hy hier is nie. Ek het nog nie met hom weer gepraat nie, maar ek dink is goed vir die Bulle. Ek dink hy's 'n baie goeie speler. Hy het baie potensiaal. Ook ongelukkig gewees om nie meer wedstryde vir die Bokke te speel nie. Maar ja, great mens en weer ongelooflike karakter. So ek dink hy gaan 'n goeie aanvulling wees vir die Bulle en natuurlik ook vir Johan in terme van wat hy in spelers soek om 'n verskil te maak in ouens se lewens. Dink ek hierso is een van daai ouens wat baie goed is met daai tipe ding. Ja, kyk, ons weet natuurlik, ek het bevestig hierdie week Simpiwe Matanzima is op pad na die Sharks toe. Na die Karibeker. Hy gaan vir die Sharks speel die URC. Jake het nog gesê hy gaan nêrens heen gaan nie, maar hy is op pad. So Liso, ja. Goeie, miskien is dit die plan gewees om hom maar terug te bring om vir CPW te vervang. Reg, kom ons praat oor daai laaste wedstryd Sondagmiddag 3:00 in die Boland Stadion, Boland teen die Cheetahs. Hawie sit natuurlik lank die Cheetahs afgerig. Frans Steyn
Is nou 'n redelike onervare afrigter. Die eerste keer toe hulle die SA Cup teen mekaar gespeel het, was Frans se eerste wedstryd te verloor hulle teen die Boland. En maar hierdie naweek is natuurlik 'n ander storie. Wat verwag jy van daai ene? Sjoe, en weer dit is 'n moeilike een. Ek weet nie. Ek dink dit gaan 'n baie naby wedstryd wees. Ek weet nie, die Cheetahs en die manier hoe hulle gespeel, ek dink hulle het nou die laaste opwarmingswedstryd, dink ek hulle 2 of 3 keer in 'n ry teen die Griekwas verloor. Hulle het nou natuurlik teen Georgia baie goed gespeel. En natuurlik die vleuel, ek kan nou nie sy naam onthou wat nou van Aitjies af gekom het, wat natuurlik die Waasti beker gewen het. Ek meen, 'n ongelooflike speler. So ek weet nie of hy Makaza. Ja, ek weet nie of hy 'n groot verskil gaan maak nie. Maar ja, ek weet nie, MW 3 hier op Wellington, ek weet nie, ek dink miskien gaan met die Boland die naweek, om eerlik te wees. Ek dink die werk wat Hawies hulle daar aangesit het, ja, dink ek is miskien 'n bietjie op 'n hoër vlak. Ek het nie daai conference of selfvertroue gekry van Frans Steyn hierdie week in die perskonferensie wat hulle gehou het nie. Ek weet hulle is ook op 'n baie moeilike plek in terme van 'n groep spelers bou en wat hulle in spelers wil hê en wat hulle wil bereik, maar ek weet nie, ek voel nie die Boland voel ek is bietjie meer van 'n selfvertroue in hulle as jy na kyk wat hulle die laaste paar, kom ons sê, maande gedoen het. So ja, ek dink die Boland kan dalk hierdie enetjie vat die naweek. Ek sien nou Clayton Blommetjies weer terug by die Cheetahs. Die WP het ons steeds nie vergewe vir daai skop wat hy gemis het reg voor die paal uit nie. Nee, maar hy's ook 'n great speler. Ek dink hy gaan ook 'n groot verskil maak by die Cheetahs. Hy's maar een van daai ouens wat net iets in hom het. Hy daai X-factor wat mens partykeer in 'n speler nodig het. So ja, ek dink dit gaan 'n goeie wedstryd wees. En ek dink al die wedstryde gaan goed wees hier. Ek dink dit gaan een van die beste Kariebekers wees wat ons in 'n baie lang tyd gesien het. So ek is baie opgewonde vir daai 4 wedstryde die naweek. En natuurlik Valke en Griffins speel ook in die Kariebeker eerste divisie finaal op Barnard Stadium. So ja, dit gaan ook 'n grootte wees. Ek dink die Valke gaan dalk daai netjie vat. So ja, dis ook goed om te sien dat hulle ook op die pad op is in rugby in Suid-Afrika. Ja, die slim manne by SA Rugby het natuurlik besluit om die WP en die Bulle teen mekaar te laat speel. Dieselfde tyd as wat die vroue Springbokke teen die All Blacks die Ferns speel daar op Athlone Stadion. Kan jy dit nou oor vertel? En nou Swys het nou so mooi vir my gevra toe ons met hom gepraat het, asseblief mense kom kyk, dis R20 'n kaartjie. En nou speel hulle dieselfde tyd as die WP teen die Bulle. Jy weet jy, partykeer kan hierdie mense maak net nie langer dink as wat hulle neus lank is nie. Wat sê jy van daai ene? Ja, nee, ek gaan maar my opinie vir myself hou om SA Rugby en wat hulle doen, hulle besluite en ja, ek dink almal rol maar net hulle oë as 'n ou na sulke goed kyk en besluite wat gemaak word, so ja. Ja, daar seker 'n rede voor, maar die punt van die saak is die Springbok vroue speel teen die All Blacks as opwarmingswedstryd, eerste van 2 wedstryde speel volgende naweek weer, natuurlik die 20 Augustus rond, daar begin die Wêreldbeker vir vroue in Engeland. En kyk na 'n onderhoud met Swys wat ons gedoen het. Jy sal ook die artikel plaas op Octafield. Hy is optimisties. Ons is in 'n snaakse groep. Ons is saam met Frankryk, Italië en Brasilië in dieselfde groep. En het ek nie geweet het nie, wat Swys my vertel het, ons het nog nooit 'n wedstryd gewen, die vroue in 'n Wêreldbeker nie. En hy verwag hy wil ten minste vir Brasilië wen. Brasilië is omtrent dieselfde vlak as wat ons is. En dan Italië wil hy ook wen. Hulle is heel wat hoër en dan Frankryk sê dit gaan baie taai wees. Maar hy verwag hy wil ten minste 1, hopelik 2 wedstryde kan wen en miskien haal ons nog 'n uitklopronde, né? Optimisties. Ja, en ek moet sê wat Swys by die vroue bokkespan gedoen het is ongelooflik. Ek meen as jy kyk waar hulle begin het en waar hulle nou is, ja, dit wys net wat harde werk kan doen en ook jy het dit vroeër genoem, wat bietjie geld kan doen om iets te kan bereik. Ek dink die Bulle Daisies het baie goed gedoen om 'n paar spelers in te bring. Ons het so ruk terug met Mieke ook gepraat wat tans by die Bokke speel, die hakertjie. So ja, ek dink die vroue rugby in Suid-Afrika is besig om baie op te tel. Ek weet toe ek in Engeland was, die vroue rugby daar is ongelooflik groot geword, want hulle het ongelooflik groot geld ingestoot. So ja, ek dink ons vroue rugby is ook besig om baie goed op te tel in Suid-Afrika. En is goed om te sien. Ek dink is goed vir ons volgende generasie om meer mense deel te maak van die sportwêreld. En ja, dit is net goed vir rugby se geheel om dit te kan sien. So ek
wens hulle alle voorspoed toe. Ek dink dit gaan goed wees as ons daarom 'n wedstryd of twee daar kan wen en dit gaan wys dat wat rugby kan bereik as 'n ou bietjie geld insit en die regte coaches en mense in plek sit om daai ding te dryf. So hy sê, dis nou SA Rugby se tweede grootste prioriteit agter die Springbok manspan, né? Meer as die juniors, meer as die sewes, hulle gaan fokus op dit. Dis vir my baie interessant. Jy het nou gesê daar's meer geld, dis duidelik daar's meer geld. En natuurlik die Bulle het vir Isuzu geteken as 'n naamborg vir die Bulls Daisies, né? Weet jy hoe groot is dit? So die Vodacom Bulls en dan die Isuzu Bulls Daisies. Hulle het hulle eie borg gekry. Dit sê vir jou baie, né? Ja, en weer, ek weet nie of mens noodwendig daai op dieselfde vlak kan plaas nie en ek weet nie of dit ook die regte besluit is nie. Ek dink mens moet geld insit, maar ek dink dit moenie noodwendig van die boekant af kom. Ek dink mens moet baie meer van 'n klubstruktuur van skole af daai wedstryde goed blootstel aan jonger mense. Ek dink as 'n ou te veel geld in hierdie groot, kom ons sê, goed gaan insit, gaan dit ook 'n manier wees vir ons om geld te verloor, want daar is nie noodwendig die oë op die vroue rugby nie, maar dit is ook vir ons goed, ouens soos ek en jy, om daai blootstelling vir hulle te gee, want hulle kry ook nie noodwendig daai blootstelling op SuperSport en op al die nuus publikasies nie. So ja, soos ek sê, ek support dit en ek dink is 'n goeie ding vir ons rugby. En soos jy sê, die rugby tel baie goed op. Ek meen as jy kyk na die persoon wat die meeste volgelinge op sosiale media het, is daai vrou wat vir Amerika Ilona Maar, ja. Dis fenomenaal wat sy bereik het en wat sy vir die wedstryd of vir rugby gedoen het vir vroue. So ja, ek dink daar is definitief 'n vlak van positiwiteit rondom dit, maar ek dink ons moet baie versigtig wees rondom, soos ek sê, die geld wat 'n ou insit en om dit 'n prioriteit te maak bo, kom ons sê, ons SA120 en selfs die kleiner unies. Ek dink 'n ou moet bietjie meer fokus om laer af te werk om daai wedstryd of die game van rugby aan die jonger generasie basies bloot te stel. Ja, wel, ou, jy dink daar's klaar 800,000 spelers in Suid-Afrika, maar daar's baie min vroue spelers. So dit is 'n redelike groot mark wat dalk daar blootgelê, wat dalk ontgin kan word, noem dit maar so. Ek dink ek verstaan daai deel. Aan die ander kant verstaan jy, daai 800,000 spelers moet 'n geleentheid gekry word en dan is hy geld op 'n ander plek. Ja, dis maar 'n bietjie van 'n probleem in elk geval. Hoorie, dit was baie lekker. Baie dankie Ronaldo. Net vinnig sê, onthou om te gaan kyk op octafield.com. Al die lekker artikels daar. Ronaldo plaas ook artikels van ons video's wat ons maak. Soos ek sê, as jy langs in die bed lê, dan kan jy die artikel lees as jy nie die video mag kyk nie, want jy vrou wil slaap. Dan weet jy hoe werk dit so. Dankie Ronaldo, dit was lekker man. Ja, dankie MW. Geniet die naweek, geniet die rugby. Ons sal seker weer gesels oor die naweek en dan natuurlik volgende week 'n lekker gesels hier rondom wat als gebeur het en ek dink daar gaan 'n paar rugby storieetjies die naweek gebeur. So kom ons kyk maar wat gebeur. Ja, ek sien uit. Ek moet sê ek spaar opgewonde oor die Currie Beeker vir eerste keer in 'n baie lang ruk. So dis goeie nuus. Dankie man. Lekker naweek.